Welkom by ons bediening, Vryheid in Jesus. Ek is Petrus van der Merwe wat die volgende aan jou gaan bring. Die God wat ons aanbid, die enigste ware God. Openbaring 1 vers 8 sê vir ons die volgende. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Verstaan ons as mense hier op aarde wat hierdie woorde van die drie-enige God beteken? Ons as mens se bestaan draai om ons 5 sintuie. Dit wat ons kan sien, hoor, voel, ruik en proe. En dan verder uit die meetbare ruimte, wat hoogte, lengte en tyd is. En dan ook meetbare tyd. Verder weet ons van verlede tyd, van die huidige, van die toekoms, maar ons verstaan nie die ewige, die onmeetbare tyd van God, wat was, wat is en wat kom. God is in die geesteswêreld, Johannes 4 vers 24, wat buite ons verstand is, en waar daar nie tyd is nie. Maar waar pas die mens in God se skepping in? In Genesis 1 sien ons God het die aarde en die mens geskep, en die mens moet oor die aarde en alles wat daarop is, heers. Hoe het God die mens gemaak? Psalm 139 vers 14. Ek prys U omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is U werke, en ek besef dit maar te goed. Elke mens is 'n wonderwerk. Verder sê 1 Tessalonisense 5 vers 23, die mens bestaan uit 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. Die liggaam is die deel wat deur die 5 sintuie waargeneem kan word, wat so presies ontwerp is, dat geen mens nog ooit dit kon nadoen nie. Die liggaam word ook gesien as die tydelike en die verganklike. Die siel is in die liggaam wat ons verstand en emosies huisves. Die siel ervaar tyd, maar hunker na ewigheid. Dit sien ons in Psalm 42 vers 2 tot 3. En gaan saam met die gees vir ewig lewe. 2 Korintiërs 5 vers 8. Die gees is wat ons lewe gee. Jakobus 2 vers 26 lei soos volg, want soos die liggaam sonder die gees dood is. En net God kan die mens lewe gee, soos ons sien in Sagaria 12 vers 1. Dit is die uitspraak van die Here, hy wat die hemel oopgespan het, en die fondamente van die aarde gelê het, wat die mens se gees in sy binneste gevorm het. Die mens is die enigste lewende wese op aarde, wat oor 'n gees beskik, en kommunikeer deur sy gees met God. Kyk na Romeine 8 vers 16. Niemand op aarde kon nog ooit 'n mens maak nie. Slegs God. Al kry die mens dit reg om deur 'n meganiese samestelling 'n robot te bou, wat soos 'n mens kan funksioneer, of 'n mens deur kloning te skep, kan dit nie 'n mens wees nie, want net God kan 'n gees aan 'n mens gee om te lewe. Dan kom ons by die geestelike wêreld, of die geesteswêreld. Hier steek 'n groot persentasie van die mense vas. Hulle verstaan en glo net wat hulle 5 sintuie hulle toelaat om waar te neem. En dit is die fisiese hier op aarde, wat aan tyd gekoppel is. In die geesteswêreld bestaan tyd nie. Ons sien dit in wat Petrus vir ons sê in 2 Petrus 3 vers 8. Laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, want een dag by die Here is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. In die geesteswêreld waar God is, soos ons gesê het Johannes 4 vers 24, sien hy alles van die begin tot in ewigheid. En dat ons dit nie kan in ons verstand verwerk nie. Ons weet nie waar God begin het en waar ewigheid eindig nie, want ons kan nie buite tyd dink nie, terwyl ons op aarde is nie.
Voor ons geboorte het God al in die kleinste besonderheid geweet wat elkeen van ons in ons lewe hier op aarde gaan doen of nie gaan doen nie en of ons Jesus as verlosser gaan aanvaar. God weet alles. Wanneer ons Jesus as ons verlosser aanvaar, word ons gees weergebore, wat dan met God kan kommunikeer. Ons as weergeborenes beweeg dan in 'n nuwe geesteslewe waar ons God kan hoor in ons hart en God se leiding kan volg. Selfs al verstaan ons as mens hier op aarde nie werklik hoe groot ons God is nie. Een feit is seker, dat wanneer ons Jesus as ons verlosser aanvaar het, is God ons Vader. 1 Johannes 3 vers 1. Want kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys, dat ons sy kinders van God genoem word. Wat met liefde beter na ons omsien, as 'n hemelse wêreldse Vader na sy kinders. Ons het die volgende belofte om aan vas te hou. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Ons kan ook op God se skoot gaan sit en troos by hom vind, want ons is sy kinders en het 'n verhouding met hom. Wanneer ons liggame hier op aarde sterf, gaan ons siel en gees oor na die geesteswêreld om by God en Jesus te wees, vir ewig. Dan sal ons ook verstaan en beleef wat ewig is. Dan sal ons ook beter verstaan hoe groot ons God is, na alles aan ons bekend gemaak is. Ek sluit af met die volgende verse oor die grootheid van God. Jesaja 55 vers 8 tot 9. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. 1 Korintiërs 13 vers 12. Nou sien ons dinge nog net vaag weg, soos 'n dowwe spieël, maar eendag sal alles vir ons glashelder wees. Nou verstaan ek net in dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan, net soos God my nou ten volle verstaan. En laastens 1 Johannes 3 vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Kom ons bid saam. Vader, u grootheid is buite ons verstandelike vermoë. Dankie vir u onbeperkte liefde vir ons. Dankie vir Jesus wat vir ons sonde gesterf het. Dankie dat ons u kinders is. Amen.